Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hier is vandag episode 4 van ons reeks met die titel Jesus, Here van my lewe. En hierdie het potensiaal om ons lewens te verander as ons kan snap en glo en implementeer in ons wandel met Jesus. As ek en jy kan regkry om Jesus Here te maak van elke liewe aspek van ons lewens, sal ons werklik vry wees en sal ons werklik in oorwinning kan leef. Dis verseker nie die enigste rede nie, maar ek dink een van die groot redes hoekom ons nie in oorwinning leef nie, is omdat daar baie aspekte of kompartemente van ons lewens is, waarvan hy nog nie Here is nie. Waar ons nog self ons eie Here is, waar ons eie beheer wil uitoefen en eie ding wil doen. Ek wil God op my manier dien. Jy weet, hy sal ons verstaan, want ek dien hom op my manier. Maar het jy al vir hom gevra of dit sy manier is? As ek kyk na ons kernteks van hierdie reeks, Matteus 16:24, dan sien ek nie regtig 'n opsie A of B of C nie. Dis redelik duidelik, as jy hom wil volg, hier is hoe. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Verloon jouself. Met ander woorde, verloon jou manier, volg hom op sy manier, nie op jou manier nie. En moenie eens probeer om die verskoning te gebruik van, maar ek is onder genade, so hy sal verstaan nie. Genade is nie Jesus se plan om jou selfgeregverdigde sondes en maniere van dinge doen onder die mat in te vee nie. Genade is Jesus se krag binne in jou wat jou bemagtig om jouself te verloon. Om vir daai goddelose drange nee te sê. Genade bemagtig jou om nee te sê vir jou manier en ja te sê vir God se manier. Genade is die krag van God om in totale vryheid te leef. Abba Vader en Jesus se absolute begeerte is dat ek en jy in totale vryheid sal leef. Dis hoekom hy sê, verloon jouself. Dis nie om jou te bind nie, maar dis om jou vry te maak. Want solank jy gebind is aan jou persoonlike drange en begeertes, solank as wat jy nog selfgesentreerd leef, is jy alles behalwe vry. Jy's 'n slaaf van jou vlees, en jou vlees het hoegenaamd geensins die vermoë om God en sy wil te volg nie. Romeine 8 vers 6 tot 8 sê dit sonder om doekies om te draai. Want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En dan vers 8. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Wat is jou vlees? Dit wat jy wil doen. Dit waarna jy begeer en wat jy wil bereik, sonder die invloed van God. Die woord sê hier, dit wat die vlees bedink, is vyandskap teen God. Man, sit daai bietjie in jou God sal verstaan pyp en rook dit. Dan sê in vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. As jy doen wat jy wil, en God moet verstaan, daai attitude behaag hom glad nie. Nie net verstaan hy dit nie, dit behaag hom glad nie. Maar wat behaag hom wel? Geloof en liefde. Geloof is vir God super belangrik. Is jy bereid om vandag jou geloof in God se woord te plaas en te doen wat hy sê sonder verskonings, sonder ja maar, en jy mag dalk vra wat het geloof daarmee te doen om myself te verloon? Alles. Jy sal dit glad nie kan regkry as jy nie jou vertroue in hom plaas nie. En dis wat geloof is, om hom te vertrou. Om Jesus totaal en al Here van jou lewe te maak, moet jy jou totale geloof en vertroue in hom plaas. Kom ek gebruik miskien 'n eenvoudige, tog kragtige voorbeeld. Kom ons sê jy het nog altyd met jou finansies gemaak net wat jy wil. En om vir ander mense en vir die kerk te gee was glad nie op jou begroting nie. Dit was nie eens vir jou 'n opsie nie. Maar soos wat jy tyd in sy woord spandeer, kom jy agter dat om te gee, ook uit jou finansies, is 'n groot deel van God se hart. En jy neem die besluit, as hy Here is van jou hele lewe, is hy ook Here van jou finansies. Dit gaan geloof vat
om te begin gee wat jy nie het nie. Jy sal moet vertroue hê daarin dat hy 'n waarmaker is van sy woord en dat jy op hom kan staatmaak as 'n goeie pa en 'n goeie herder wat vir jou sal voorsien wanneer jy begin om uit liefde vir hom en liefde vir sy mense te gee terwyl jy dit self nie breed het nie. Sien jy die ooreenkoms tussen die twee? Om jouself te verloon, sal jy moet jou vertroue in hom plaas om aan te vul wat jy prys gee. En dis waarna hy smag, na die plek waar jy hom vertrou, want dis waar hy kan intree en doen wat net hy kan doen. Moenie vaskyk teen dit wat jy moet prys gee nie, maar kyk eerder na dit wat jy gaan wen. En onthou hierin, dat die wil van God sal jou nooit vat waar die genade van God nie reeds is nie. Geloof is sy uitnodiging aan jou, om jou te wys hoe goed hy werklik is. Is jy vandag bereid om daai uitnodiging te aanvaar en sê, Here, ek verloon myself. Ek wil myself, my eie wil, my eie begeertes, wil ek op sy sit en ek wil U volg. Want U is goed en U wil vir my goed wees. En ek wil dit ervaar in my lewe. Ek plaas my vertroue in U. Here, ek wil dit ons gebed vir vandag maak. Dat ons onsself op sy skuif, dat ons onsself verloon, dit wat ons wil hê, dit wat ons begeer, sit ons op sy, en ons plaas ons vertroue in U, om te ervaar, dat U is 'n goeie, en 'n liefdevolle, en 'n volmaakte herder, en U wil vir ons goed wees. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus, en jou neus in sy woord. Shalom.